Baie welkom by hierdie week se Koffiekuiers. Henry, is lekker om saam met jou te kuier. Ja, selfde. Jy het 'n moeilike paar maande agter die blad neem met die studies Ja, en wat? jy het mos omtrent gegraafd het om alles klaar te kry, maar alles is nou in. So ons hou saam met jou duim vas. Dankie. Net vir die van julle wat nou nie weet nie, Henry se legitimasie is die einde van November, dan word hy as 'n vol predikant gelegitimeer. So ons is baie opgewonde Dankie. saam met jou. Ja, waardeer dit. Ons gaan Psalm 133 vandag doen. Nou Psalm 133 is 'n kort psalm, maar is een van daai verneekpsalms. Jy dink jy weet wat hy sê, maar daar's eintlik baie dieper betekenis in Psalm 133 as wat 'n mens met die eerste oog opslag. So, kom ek lees vir ons Psalm 133, dan gesels ons soms 'n bietjie deur, Henry. 'n Pelgrimslied van Dawid. Nou, ek wil nou net rondom dit sê, as die Psalm skryf van Dawid, beteken dit nie noodwendig Dawid het geskryf nie, maar dit word aan Dawid toegedig. So Pelgrimslied van Dawid, hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonsberg, wat op die berge by Sion val. Waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seun 'n lang lewe. En die ding wat my opgeval het van hierdie Psalm nie, is hoe naby vrede aan die hart van die Here lê. En dat is nog asof dis nie momentele, dis nie oomblikke van vrede nie. Ja. Maar dis 'n omstandigheid van vrede, van verdraagsaamheid, van liefde, van omgee. Wat lyk vir my uit Psalm 133 vir die Here kosbaar is. Ja. Ja, dis nie net soos jy sê, ek hou van daai, dis nie net oomblikke nie, dis 'n leefstyl van vrede. Dis 'n hele ek wil amper sê 'n samelewing van vrede. Ek dink dis nogal 'n ding wat as ons dink aan vrede, dink ons net aan 'n gevoel baie keer, maar dit gaan baie wyer as net dit. En dis so interessant dat jy dit nou sê, want as hy die woord broers gebruik, dan gaan dit nie oor bloedgemeenskap nie. Ja. Toe mense wat in bloed aan mekaar vas is as broers nie. Dit lyk hierdie broers verwys na 'n gemeenskap. Ja. En in 'n land waar ons nou woon, wat ek dink ek nou eendag lees elke 12 minute word in Suid-Afrika 'n vrou vermoor. Sjoe. Ja. As jy kyk na die geweldige geweld en jy kyk na die bende geweld in die Weskaap, dan dis ongelooflik. Ek bedoel, jy kan nie een nag by Paraguanas of een van die hospitale gaan sit en sien hoeveel gun violence daar aankom. Dan besef jy dat ons weet van vrede en ons verstaan eintlik van vrede niks nie. Ja. Maar die Here plaas 'n gewellige hoë premie op vrede. En interessant, hy gebruik dit half so afwisselend. Hy praat oor eensgesindheid. Wat verstaan jy onder eensgesind? Ek dink daar's 'n verskil tussen eensgesindheid en eengesindheid. Ek dink baie keer dink ons eensgesindheid is almal dink dieselfde en ons subscribe tot hierdie A, B en C en ons almal moet saamstem en daar's nie spasie om te verskil nie, maar ek dink eensgesindheid is meer 'n plek van ek sien die mens voor ek sy teologie of ideologie sien. Ons kan verskil van mekaar en ek dink dis wat so mooi is van die kerk, is ons kan verskil van mekaar, ons hoef nie saam te stem nie, maar ons is eensgesind in die feit dat ons is God se kinders en ek dink dit is iets wat ons moet verander in ons eie harte en in die kerk, in die samelewing, is daai ding van hoekom is dit so bad as iemand nie iets dieselfde as ek sien nie? Hoekom moet ons saamstem oor alles? En ek besef dit het moeilike implikasies dalk. Maar ek dink ons sou baie meer vrede in die wêreld gewees het as ons meer spasie vir mekaar gegee het. As ons nie geïntimideer is deur iemand anderste wat van my verskil nie. Dis selfs nie in die ooste se gedeelte, in die ooste se kulture met die namaste, wat eintlik beteken as in die ooste jy by mekaar kom,
dan buig die ouens gewoonlik met hulle hande by mekaar. Nie omdat hulle voor mekaar buig nie, Ja. maar eintlik net as 'n uitdrukking, ek sien jou Sure. vir wie jy is. Ja. En ek dink as ons net daai skuif kan maak, en ons kop, soos jy het nou baie mooi gesê, ons hoef nie een ingesindheid te wees nie. Ons hoef nie oor alles saam te stem nie. Maar om ruimte vir mekaar te laat, soos jy gesê het, spasie vir mekaar te maak. Dat ons van mekaar verskil, sonder dat ons mekaar se vyande word. Ja. Maar dit lyk vir my ook in die kerke 'n tolorder. As ek nou kyk, ek kyk nooit deur die kerkbode se goed nie. Nee. Maar nou dag kry ek 'n ek kan nie onthou of die e-pos of 'n SMS was nie, en ek klik op die link en dan maak die kerkbode oop vir vakatures. En omtrent die helfte van die vakatures wat adverteer is dolerende gemeente. Ja. Nou, ek wil nie oor die hele ding van dolerende gemeentes veel sê nie, maar moet ons daar gaan? Moet ons in die kerk, as ons nou van mekaar verskil, en ons Afrikaners is nogal baie goed daarmee, maak ons 'n nuwe party. Ons stig ons af, of ons doleer, of wat dit ook al is. Hoekom dink jy kan dit kry sy ruimte vir mekaar gelaat? Ja, ek dink mense kan in kerk daar praat, mense kan in politiek daar praat, maar ek wonder altyd oor wat is die waarde van, of as iets afstig uit teenreaksie teen iets, versus kom ons mik vir eensgesindheid en ons begin iets daaruit. Ek dink dis 'n baie beter motivering vir enigiets, vir 'n organisasie, vir 'n kerk, vir politiek, wat ook al. Want wat vir my nogals interessant is wat hier gebeur is, die psalmdigter hier gebruik dieselfde woord daai, hoe goed is dieselfde woord wat God gebruik het in die eerste hoofstukke van Genesis met die skepping veral. So hy roep vir 'n herstel van God se skepping, soos wat dit was toe God dit gemaak het. En dis wat ons as kerke moet doen, is wat ons as gelowiges moet doen in elke area waar ons onsself bevind, is ons moet daai goedheid, daai eensgesindheid wat God ons mee geskep het, moet ons weer terugbring. So ja, dis vir my baie hartseer as daar sulke verdeeldheid in die kerk is, want ek wonder hoe baie van dit kan uitgesort word deur net 'n koppie koffie saam te drink. Ja. En ek weet of iets anders. of iets anders. Tee is ook goed. Luister Henry, so net terwille van vir julle wat nou saam met ons deur hier gedeelte kyk, hy gebruik 'n vreeslik mooi ding oor die reukolie. Nou die reukolie was gewoonlik gebruik vir die insending van priesters en konings, sulke goed. Maar nou is dit interessant dat hy die reukolie op 'n manier beskryf wat van die kop af in die baard afloop, die baard van 'n Aaron, tot by die soem van sy klere. Wat eintlik sê, hier is nie spaarsamigheid ter sprake nie. En nou die reukolie, en ons sit al by eredienste daarby stilgestaan, is 'n duur kommoditeit. So mense het gewoonlik baie spaarsaam gebruik. Jy onthou die verhaal waar iemand die hele flesie reukolie op deur Jesus uitgegooi het en toe met haar hare afgedroog het, of net anders, soos party van die ander evangelies sê. En dan sê die ons onmiddellik, maar weet jy wat die reukolie kos? Ons kon ons vir die armes gegee het. So hier is eintlik op 'n baie mooi manier sê hy dat vrede is nooit 'n spaarsame ding. Ja. En dis hoekom hy die reukolie ding gebruik. Dit kos 'n prys, dit kos duur, maar die Here wil hê die vrede moet oorloop. Dit moenie spaarsamig gebruik word nie. En dan praat hy oor die dou van die Hermonberg. Nou die Hermonberg is nou 'n interessante plek, want dit gaan ons nou hierdie hele psalm gaan ons nou oor opgaan na die tempel van die Here toe, want hulle het altyd geglo daar is die Here op 'n baie manier by
betrokke. Ja. Nou die Herman Berg, smaak dit vir my, is die groot voedingsarea vir die Jordaanrivier. Ja. En die Jordaanrivier het nou uiteraard waar hy ook al gaan vir die groot gemeenskap in 'n wêreld wat so vreeslik droog is, soos ou Israel. Die Jordaanrivier was hy die lewensaar gewees. Dit is interessant dat hy hierdie vrede hierdie eensgesindheid tussen broers op so 'n manier vir ons skilder dat dit gaan oor die oorvloedigheid, maar dit gaan ook oor dis wat die lewe vir 'n gemeenskap gee. Ja. En ek bedoel, as ek en jy net dink oor ons eie gemeenskap en die wêreld waarop ons lewe, is daar net soveel min respek vir lewe. Ja. Ek is dankbaar dat die hele Gaza ding daarom nou so bietjie lyk dit vir my begin omvou, maar ek bedoel die oorlog in die Oekraïne gaan nog steeds voort. Ek bedoel, daar's hongersnood en daar's uitwissing van mense die wêreld oor. Ja. En ek dink dit moet die Here se hart breek. Want hy wil hê dat vrede in oorvloed in gemeenskap moet wees. Dat gemeenskappe moet aan mekaar bind en dat daar al 'n ruimte skepende ding tussen mense is, want dit vorm 'n gemeenskap. Ja. Maar daarmee saam ook dan te sê dis die lewensaar van 'n community. Ja. Vrede gaan nie net oor hier I me and myself en my werk en my huis en wat ook al is nie. Ja. Maar vrede word die lewensaar van 'n gemeenskap. Ja. En ek dink dis dalk hoekom hy die woord broers gebruik. Hy sê nie hoe mooi is dit as lande eensgesind saamwoon of gemeenskappe nie, maar hy sê as broers, want ek dink 'n gemeenskap begin by twee mense waar daar verhouding is. Dit begin by mense wat soos jy sê nie net na hulle self kyk nie, maar waar na ander mense kyk, waar daar vriendskappe is, waar daar werklik omgee is vir mekaar. En ook hierdie ding van wie is my broer? Wie is my naaste, soos wat daar aan Jesus gevra is. En ek dink as ons daai prentjie kan skuif van my naaste is nie net die mense wat soos ek lyk en dieselfde taal praat as ek nie, maar dis die mense wat langs my op Beiersnodee ry. Dis die mense wat langs my hier in Weltevreden bly. Ek dink dan verander dit verander ons perspektief. En ek dink ons moet meer begin op. Ek sukkel baie keer, ek hou nie van politiek en al daai goed nie. Ek wil altyd vra, okay, ek hoor nou al hierdie goed, maar wat moet ek persoonlik doen om 'n verskil te maak? En ek dink dis dalk 'n sleutel van hoe kan ek 'n verskil maak? Ek hoef nie ek persoonlik kan niks doen in die oorlog wat in die wêreld aangaan nie, maar ek kan die persoon wat saam met my in die ry sit by Home Affairs kan ek met respek hanteer. En ek kan 'n gesprek voer met hulle. Ek kan nice wees met my bure en bietjie meer moeite doen met die tannie agter die til as net hallo sê. En dis maklik en dit is nie maklik nie. Soos wat jy gesê het ook dit vra van ons om dit is duur. Genade vir ander mense is 'n duur ding soos hierdie olie. Ja. Ek hou baie van wat jy sê, want ek dink dis waar vrede begin. Vrede tussen broers begin op 'n 1-tot-1 basis. Ja. En ek dink as daar iets is wat ons samelewing sal moet aanwerk, want dit voel vir my half van COVID af die ding eksponensieel versleg. Dat mense vreemd geraak het vir mekaar. Ja. Dat mense nie meer moeite doen met mekaar nie. Ja. En dit is nogal vir my een van die interessante dinge tussen Johannesburg en Mosselbaai. Hier in Johannesburg is my belewenis baie keer dat mense praat oor goed, hulle praat oor politiek, hulle praat oor hoe sleg die paai is, hulle praat oor die verkeer en al sulke goedes, nie? As jy in 'n gesprek is. Maar mense kuier nie meer regtig by mekaar nie. Ja. Weet dalk so 1 of 2 mense saam wie kuier, maar dis omtrent dit, maar jy weet, in die meeste van die gevalle weet jy nie eens wie langs jou bly nie. Ja. Of oorkant jou bly, Nee, of jy ken nie eers al die mense wat saam met jou werk nie. En Mosselbaai praat mense oor mense. Sjoe. Ja. En
ek hoor hulle praat oor, laas keer toe ons gepraai het, ek het so 'n mooi foto van dit geneem, of toe ons laas keer gaan stap het, of wat het ook al is. Sure. Wow, ek dink nogal, as ons nie daaraan gaan werk nie, het ons moeilikheid. Ja. Want ons natuurlike aard en die wêreld waarin ons lewe en Johannesburg en sy kultuur Ja. maak dit maklik om vreemdelinge vir mekaar te word. Ja, definitief. En die Here pleit hier in die woorde van Dawid se, of dan Dawid toegedigte Psalm, dat daar vrede moet wees en dat ons as broers moet saamlewe. En 'n mens kan nie met jou broer saamlewe as jy nie broer ken nie. Yes, ja. Wil jy vir ons afsluit asseblief? Definitief. Kom ons sluit die oor. Dankie dat ons kon gesels hieroor. Here Jesus, dankie dat U ons U vriende noem, dat U vir ons sê dat U lief is vir ons en dat U ons raak sien, Here. En Here, dit moet ons inspireer en dit moet ons help om ander mense weer as mense te sien, om mekaar as broers en susters te sien. Here, so help ons om in die areas waar ons werk, waar ons kuier, Here, waar ons die lewe geniet, help ons om daar weer die menslikheid agter ander mense te sien. Here, kom verander ons harte teenoor die mense met wie ons sukkel. Here, help ons om regtig mense van vrede te wees, wat waar ook al ons gaan, dat ons vrede sal bring. Here, help ons om in die areas waar ons is, Here, dat die strome lewende water wat U vir ons gee, Here, dit mag uitvloei uit ons uit en na ander mense toe gaan. Dat hulle U liefde kan sien, en Here, dat ons weer in 'n wêreld van vrede kan leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Henry, ek sien uit om volgende week Psalm 139 te hoor wat jy sê oor Psalm 139. So volgende week Psalm 139, dan kuier ons weer saam. Groete en seën vir die week. Dit gaan.